Die laaste paar weke, maande, reis ek met die evangelie van Markus. En toe ek by die gedeelte kom in Markus 14, 15 en 16, wat die vertelling is van Jesus se laaste oomblikke, die kruisiging. Toe lees ek 2 verse, wat ek nog nooit raak gelees het nie. In die laaste 2 weke spandeer ek tyd in navorsing en kommentare om te verstaan hoekom hierdie 2 verse geskryf is in hierdie boek en hoekom het ek dit nog nooit gesien in al die jare wat ek 'n volgelinge van Jesus is nie. En een dag is ek besig om te bid met die skrif. En ek doen 'n refleksie. En ek besef, die persoon in hierdie 2 verse is ek, is jy, is ons in een van die moeilikste oomblikke van Jesus se lewe. En ek nooi jou om saam met my in hierdie storie weer in te gaan in Markus 14. Dit was diep in die nag. Jerusalem was vol spanning, maar ook in 'n atmosfeer van feesviering as gevolg van die fees. Mense het deur die dag, deur die stad beweeg, pelgrims het die tempel besoek, die strate was vol geraas en gesprekke. Maar nou het die stad begin stil raak. Die ligte in die huise het begin dof word, net hier en daar het 'n lamp nog gebrand. En net buite die stad, aan die voet van die Olyfberg, lê 'n tuin wat Jesus goed geken het. Getsemane, 'n plek waar hy en die disippels dikwels gaan bid het. 'n stil plek tussen olyfbome, 'n plek waar jy kon wegkom van die geraas van die stad. Maar hierdie nag was anders. Die disippels is moeg. Hulle oë is swaar van slaap, hulle verstaan nie heeltemal wat besig is om te gebeur nie. Jesus het gepraat oor verraad en oor lyding, oor dinge wat hulle nie wil hoor nie, en nou in die donker van die tuin bid hy alleen. Die evangelie sê sy siel was diep bedroef tot die dood toe. Hy worstel in gebed terwyl sy vriende net 'n entjie verder in die slaap raak, en dan skielik verander die atmosfeer van die nag. In die verte begin ligte beweeg, fakkels. Jy hoor die geluid van voete op die grond, metaal wat teen metaal skuur. Stemme wat fluister en 'n groep mense wat vinnig deur die bome beweeg. Die disippels word wakker en daar's 'n oomblik van verwarring, wat gaan aan? En dan sien hulle dit. Soldate, tempelwagte, 'n skare mense wat met stokke en swaarde kom, en voor hulle uitstap iemand wat hulle ken. Judas wat tot 'n paar uur gelede nog saam met hulle aan tafel gesit het, en saam met hulle brood gebreek het. En hy loop reguit na Jesus toe, en hy groet hom soos 'n vriend met 'n soen. En skielik bars chaos los. Die disippels verstaan hierdie nie net as 'n gesprek nie, hierdie is 'n arrestasie, hierdie is gevaar, iemand trek 'n swaard en daar's geskree, iemand se oor word afgeslaan, en soldate gryp na Jesus. En in daardie oomblik gebeur iets wat so menslik is. Vrees neem oor. En die evangelie sê, toe het almal hom verlaat en gevlug. Nie net een nie, almal. Mense wat 3 jaar saam met Jesus geloop het, mense wat gesê het hulle sal saam met hom sterf as dit nodig is, hardloop almal die nag in, en tussen hulle is daar 'n jong man, vers 51 en 52. Markus sê hy het Jesus gevolg met 'n linnekleed om sy lyf.
En hy lyk nog vir 'n oomblik asof hy nie gaan vlug nie, terwyl almal weggehardloop het en hulle besig is om Jesus te arresteer, hang hy rond, hy bly naby, selfs toe die ander hardloop, maar toe 'n soldaat na hom gryp, besef hy hoe gevaarlik hierdie oomblik is. En hy doen wat mense doen wanneer hulle bang word. Hy ruk los, hy laat selfs sy linne klere agter en hy hardloop kaal weg die donker in. Ons weet nie wie hy is nie. Ons weet nie waar hy vandaan kom nie. En ons hoor nooit weer van hom nie. Maar Markus sit hom doelbewus in die verhaal. Want op 'n manier verteenwoordig hierdie jong man elkeen van ons. Want elkeen van ons het oomblikke waar ons vlug. Ons vlug weg van druk, ons vlug weg van konflik, ons vlug weg wanneer dit vir ons begin voel of het ons iets gaan kos om te bly, en soms vlug ons weg van die plek waar die Here ons vra om te bly by hom. Die jong man is nie slegte mens nie. Hy is nie soos Judas met 'n plan nie. Hy het net gevolg, waarskynlik opreg. Hy is nie die skurk in die verhaal nie, hy is die spieël. Hy vertel ons die waarheid oor hoe mense is, oor hoe ons is, hoe ek is en hoe jy is. Ons almal hardloop. Meeste van ons dink ons sal bly. Meeste van ons dink as ons in daardie oomblik saam met Jesus was, sou ons nie weggehardloop het nie. Ons het immers al soveel keer opgedaag, ons het beloftes gemaak en dit bedoel, en as dit regtig moeilik word, as dit regtig iets gaan kos, dan dink ons almal, ons is die soort mens wat sal bly staan. Maar ek dink, baie van ons sit vandag met iets wat ons nie hardop sê nie. 'n oomblik, of dalk meer as een waar ons ook gevlug het. Dis dalk nie fisies nie. Ons het weg hardloop en gevlug van gehoorsaamheid, van 'n roeping wat te veel gevra het, van 'n gesprek wat ek moes voer en ek kon nie, van 'n keuse waar geloof iets my sou kos en ek het omgedraai, en ons dra hierdie oomblikke so stil saam met ons deur ons lewe. En in daai stilte is daar 'n stem wat fluister, kyk wat het jy gedoen toe dit saak gemaak het. Kyk, jy is gediskwalifiseer. En in 'n sin is dit waar. In 'n sin is dit waar dat ek gediskwalifiseer is en jy ook. Die Bybel sê ons almal. Romeine 3 sê ons almal is sondig. Nie een van ons leef tot God se eer nie. Ons is almal gediskwalifiseer. En ons wil almal vlug. Maar in die hart van hierdie gebrokenheid, in die hart van hierdie ons wat wil weghardloop en wegkruip, in die hart van sonde, is daar iets wat elke liewe persoon saam met hulle dra. Skaamte. Skaamte. Ons almal is skaam. Die jong man hardloop kaal weg. Nou, hoekom sou Markus so iets neerskryf? Want hy's 'n beeld van die menslike siel op die oomblik wanneer sy illusies ineenstort. In die antieke wêreld was om kaal in die openbaar gesien te word nie net 'n verleentheid nie, dit was 'n vernedering, dit was skande. Jy was blootgestel voor alles en almal sonder enige manier om jouself te beskerm of te verdedig. En dis presies wat skaamte doen aan die mens se siel. Skaamte is nie net 'n onaangename gevoel nie, dis een van die mees effektiewe wapens wat die vyand teen ons gebruik. Skaamte doen een ding bo alles. Dit oortuig jou om te verdwyn, om weg te kruip, om te vlug. Neem ons terug, so ver terug na die tuin, Adam en Eva. Voor die sondeval was hulle sonder skaamte. Dit is hoe God ons gemaak het, om 'n verhouding met hom te wees, waar daar nie 'n skaamte is nie. Maar na die val is hulle eerste instink om in skaamte weg te gaan kruip. En hier's die gevaarlike ding van skaamte.
Dit verander die lens waardeur jy jouself sien, ander mense sien, ons wêreld sien. Jy kyk nie meer na jouself deur die oë van verlossing nie. Jy kyk na jouself deur die oë van jou ergste oomblik, jou swakste dag, die keer wat jy gevlug het, die keer wat jy nee gesê het toe jy ja moes sê, die keer wat iemand gesien het wie jy regtig is onderdruk en dit was nie mooi nie. En jy trek terug. Jy hou op te daag. Jy hou op om te dien. Jy begin glo dat God miskien vir ander mense 'n plan het, maar vir jou, na wat jy gedoen het, na hoe jy gevlug het, en na wat ander mense gesien het, vir jou is die deur toe. En hy stem sê vir jou, dis wie jy is. Dit definieer jou. Maar die kruis en Jesus, deur Jesus is daar 'n ander stem, 'n harder stem. Dis die stem van die goeie nuus wat sê, dis 'n leuen, dit is nie wie jy is nie. Want Jesus bly. Jesus op die kruis neem daar die skaamte op homself en hy herdefinieer alles. Romeine 3 gaan verder, hy sê ja, ons is almal sondaars, ja, nie een van ons leef tot God se eer nie, maar ten spyte daarvan het hy besluit om ons vry te spreek. Daarom het hy Jesus Christus gestuur om ons te kom verlos. God doen dit omdat hy baie vir ons omgee, nie omdat ons so goed leef nie. Hy het Jesus soos 'n offerlam laat slag vir al ons sondes, vir al ons skaamte. Hierdie sal nie 'n goeie Vrydag wees as dit nie was vir daai kruis nie. Vir Jesus wat die skaamte op hom opneem nie. Want die middelpunt van die evangelie is nie die jong man wat gevlug het nie, is nie ek of jy nie, dis nie ons wat tekort skiet nie. Die middelpunt van die verhaal is die man wat besluit het om te bly toe almal gevlug het. Terwyl die disippels die nag in hardloop, bly Jesus. Hy probeer nie ontsnap nie. Hy weerstaan nie die soldate nie. Hy draai nie weg van die lyding wat voor hom lê nie. Hy laat homself gevange neem. Die soldate bind hom vas en hulle sleep hom deur die nag na verhoorplekke. Hulle bespot hom. Hulle slaan hom. En later trek hulle sy klere uit en spot hom as koning. Markus 15 sê, nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry. Hulle trek hom uit. In die Romeinse wêreld was kruisiging nie net 'n manier om iemand dood te maak nie. Dit was 'n manier om iemand publiek te ontbloot, te verneder, te wys hierdie persoon is niks werd nie. En op 'n vreemde manier weerspieël dit presies wat met die jong man in die tuin gebeur het. Hy hardloop weg wanneer hy voel hy is ontbloot en blootgestel. Hy los sy linnekleed en vlug die nag in, maar Jesus doen die teenoorgestelde vir jou en vir my. Hy bly. Hy laat homself blootgestel word en hy neem die skande en die skaamte wat mense nog altyd probeer vermy het op homself. Hy bly lank genoeg om die volle gewig van die mense gebrokenheid te dra. Hy bly lank genoeg om jou sonde te dra wat jy probeer wegsteek. Hy bly lank genoeg om die skaamte te dra wat ons probeer bedek sedert die tuin van Eden. Ons probeer so onsself bedek, ons bou reputasies, ons wys ons sterk kante, ons probeer die dele van ons lewe wegsteek wat ons nie wil hê ander moet sien nie. Maar aan die kruis gebeur iets merkwaardig. Jesus dra die skande en die skaamte wat ons nie wil of kan dra nie. As kom die Hebreërs skrywer later sê, dat hy die kruis verdra het en die skande verag het. Die kruis is nie net pyn nie. Dit was skaamte. Dit was om in die openbaar ontbloot te wees. Sonder enige beskerming.
Dis wat die kruis doen. Dis wat genade doen. Dit breek die mag van skaamte. Dit ontneem skaamte van sy laaste woord oor 'n mens se lewe, want as Jesus reeds die volle gewig daarvan gedra het, dan kan dit jou nie meer definieer nie. Dit beteken dat jou lewe nie meer bepaal word deur jou ergste oomblik nie deur die dag toe jy gevlug het nie deur die keuse wat jy wens jy anders gemaak het nie deur die ding wat jy hoop niemand ooit sal uitvind nie. Die skande, jou skande en skaamte is geabsorbeer. God draai nie van jou weg omdat hy weet wie jy werklik is nie. Die een wat nooit gevlug het nie, Jesus Christus, wat nooit iemand verraai het nie, wat nooit weggedraai het van die waarheid nie, hy sien jou. Hy sien jou skaamte. En hy sê, ek neem dit op myself. Op hierdie kruis sê hy oor jou, dit is volbring. Dit is volbring. En jy is vrygespreek in die naam van Jesus Christus.